Hey Sunshines, welcome back to the Self-Sufficient Homestead. I had a very special request from a very special little 7-year-old boy named Daniel. He said to me, Auntie Tanya, can you please make me an Afrikaans video? So Daniel, hierdie een is vir jou. Vandag maak ons roomkaas in my kombuis. En ek gaan jou elke stap wys. So wat jy nodig het, is 'n pot met jou melk, 'n lepel, 'n rennei, kultuur, 'n termometer, iets om jou roomkaas mee warm te hou terwyl dit ontwikkel. Dan gaan jy ook 'n groot bak nodig hê, 'n sif met kaasdoek. So kom ons begin. Jou melk moet lekker vol roommelk wees en as jy dit nog romeriger soek, kan jy room ekstra byvoeg. Vandag gaan ons net die gewone volroommelk gebruik. So as mamma die koei buite gemelk het en jy gaan dadelik roomkaas maak, is die melk die perfekte temperatuur. Maar as jy die melk uit die yskas uit gaan haal, moet jy dit eers warm maak op die stoof en dan moet jy hom warm maak tot 30 grade Celsius. Nou ek het myne nou klaar warm gemaak, ek gaan net seker maak hierso. En myne sê 30 grade Celsius, so my melk is reg. So die tweede ding wat ons wil doen is, ons wil vir elke liter melk wat ons in ons pot het, wil ons 1 korreltjie van hierdie kultuur ingooi. So Tannie Tanya het vir jou gegee 5 liter melk met 5 korreltjies, so joune is reg. Maar ek het slegs 1 liter melk in my pot vandag. So ek kort 1 korreltjie van hierdie kultuur, as dit net wil uitkom. Daar's sy. 1 korreltjie, so min soos dit. En dan gooi ek daai korreltjie in, roer hom deur. Hierdie kultuur help dat jou melk laktiese suur vorm. So jou melk verander bietjie. En dan kry jy 'n beter smaak in jou kaas. Natuurlik gaan dit jou kaas help vorm ook. Dan het ons rennei of stremsel in Afrikaans. Vir elke liter melk wat jy het, moet jy 1 druppel ingooi. Maar hierdie moet jy eers met 'n bietjie water meng. So ek het 'n bietjie water in my glas en ek gaan my 1 druppel rennei ingooi. Nou wat belangrik is, mens moet nooit kloorwater gebruik nie. So dorpswater moet jy nie gebruik nie, maar jy bly op die plaas, so jy is okay. Boorgaatwater is reg. Dan roer ons net daai druppeltjie gou daarin. En ons voeg dit ook by ons melk en ons kultuur. Nou die stremsel of rennei se werk is om die kaas te vorm. Ons gaan dit net deurroer vir so 30-40 sekondes. Dat hy net mooi deurgeroer is. Dis darem maklik, né? En hierna gaan julle sulke lekker roomkaas hê. Alright. Gaan die dekseltjie opsit om net dit te beskerm. En hierdie gaan ek natuurlik nou wegsit, want ons moet dit ook mooi beskerm. Hierdie hou ek in die vrieskas, om dit mooi vars te hou. So gaan dit net gou bære. Volgende het ons iets nodig soos 'n kombersie vir hierdie kaasie. En ek gebruik 'n Wonderbag, maar as mamma nie 'n Wonderbag het nie, is dit nie 'n probleem nie. Julle kan julle koelerboks vat, 'n kombersie insit, die pot binne insit, hom mooi toemaak, dekseltjie opsit en dit sal net so goed werk. So ek gaan hierdie mengsel van ons net hier binne insit, sy mooi hoekie opsit en hom toemaak. Nou gaan ek hom los dat hy staan vir 18 ure. En in daardie 18 ure gaan hy die kaas begin vorm. Nou ek het ene wat ek gister al begin het, wat ek nou vir jou gaan wys, Daniel. Kom ons trek hierdie enetjie nader.
Hierdie is 'n groter pot. Hierdie een het reeds 18 ure gestaan. Nou kom kyk bietjie hier binne in hierdie pot. Kan julle sien, dit lyk soos 'n blok. Wel, eintlik 'n sirkel, nee, nie 'n blok nie. Maar dit is soliede kasies daarin. En daar is vloeistof ook daarin. Kyk daai vloeistof, kan julle dit sien? So ons wil nou ontslaa raak van hierdie vloeistof. Die vloeistof word wy genoem. Want ons soek net hierdie kasie wat hier is. En dis waar ons nou ons bak met ons sif en ons kaasdoek gaan gebruik. Ons gaan hierdie roomkasie so vat. Kyk, dit lyk soos jogurt. En ons gaan dit net so op ons kaasdoek sit, dat al hierdie wy wat hierin is, uithardloop. Eintlik is uitvloei die regte woord. Julle tuisonderrig mos, so Tannie moet bietjie beter Afrikaans praat hierso. Sy. Nou hierdie melkies is van Honey, ons koei. Sy is 'n Nguni kruis dekstertjie. Haar melk is nie baie romerig nie, maar dit is goed genoeg vir ons. Nou het ek nou nog al hierdie wy hier oor, maar daar's ook kaas tussenin. So ek gaan dit nou maar deurgooi, maar ek gaan so net so my lepel gebruik om hom bietjie een kant toe te stoot. En om hom net bietjie te help, gaan ek my kaasdoek so vat en hom bietjie rondskuif. En dan hardloop, dan vloei die wy lekker uit. Ek hou hom net so bietjie aan. Ek maak 'n spasie in my yskas en dan sit ek hierdie bak met hierdie roomkaas binne in my yskas, dat dit dan nou klaar afdrup. Ek los dit in die yskas om af te drup. Kyk daar. Vir so 2 tot 4 ure, afhangende van hoe styf ek hierdie roomkaas wil hê. As ek nou byvoorbeeld 'n kaaskoek wil maak, dan los ek hom bietjie langer. Maar as ek net iets wil hê om op die brood te smeer, dan is 2 ure genoeg. So, ek gaan hom nou in die yskas sit en dan kyk ons later hoe lyk hy. My roomkaas het nou gedreineer vir so 3 ure. So kom ons kyk, Daniel. Dis sy. Kyk hier binne. Dis so myne lyk. Ek gaan dit nou gebruik om 'n kaaskoek te maak. Daniel, gaan probeer gerus joune nou en dan laat weet jy vir Tannie Tanya hoe kom joune uit. Dankie dat julle gekyk het saam met ons en ek hoop julle almal maak baie lekker roomkaas. Tata!